Ek dink aan Lee Strobel wat die Case for Christ geskryf het, wat hy gesê het in sy hele proses oor hoe hy die evangelies gaan ondersoek het, is dat as hy die opstanding kon bewys as vals, dan sal die hele Christelike geloof in mekaar val. Goeiedag aan al ons luisteraars en almal wat ook hier op YouTube saam met ons ingeskakel het. Dit is 'n groot voorreg dat julle ook saam met ons nou vandag stil staan, waar ons in besonder mag kyk daar na ons kerk se belydenis na Sondag 17. Sondag 17 wat eintlik in vraag en antwoord van begin tot einde gaan oor die opstanding van ons Here Jesus Christus. Ek gaan dan nou dit vir ons graag voorlees, maar voordat ek dit doen, sê ons baie welkom aan Skalk Buys en Pieter Duisel. Okay. Ons lees in die kerk se belydenis: watter nut het die opstanding van Christus vir ons? En dan is die antwoord: ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. En dan ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. En dan ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Dit is die antwoord van ons kerk se belydenis en aan die hand van hierdie belydenis gaan ons daardeur beweeg deur vir onsself enkele vrae af te vra. So ek kan ook begin, Skalk Pieter, dat ons saam gesels oor die hele vraag: wat beteken dit dat Christus deur sy opstanding die dood oorwin het? Terwyl ons dit net daar 'n bietjie nadink, so ek graag net vir ons Handelinge 2 wil lees, daardie eintlik 'n mooi preek wat ons daar kry van die apostel Petrus, wat hy daar vir ons gee, hoofstuk 2 vers 23 en 24. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Onmoontlik was om deur die smarte van die dood gebind te word. Net 'n bietjie julle gedagtes daaroor. Ek sal graag vir ons begin, tensy Pieter wil inval. Maar dit was as ons praat oor Christus wat die dood oorwin het, dan moet ons dit eintlik sien in die woord tetelestai wat Christus in die kruis uitskree. Wat beteken dit is volbring, nee. En daai tetelestai het verskeie kontekste waarin dit kan verstaan word. En dan is dit eintlik interessant, ek dink daar is iets soos 4 mooi betekenisse hoe dit op die evangelie dan van toepassing is, op die goeie nuus van toepassing is. En tetelestai word ook uitgeskryf wanneer 'n koning terugkom na hy 'n veldslag oorwin het. En so is Christus die koning wat die dood oorwin het, bedoelende dat ons vyand, wat die dood is verslaan. Al die doodstraf wat op ons deurstoel kom klop het met wapens is uitgewis. En daarom kan ons sê, dood, waar is jou angel? Dat 'n Christen, wanneer 'n Christen se liggaam sterf, is dit nie dat hy wegraak nie. Dit is dat hy eintlik maar net van plek verskuif. Party mense sê dit eintlik nog anders. Hulle sê dat jy word eintlik net promote. Jy word bevorder tot die ewigheid toe. Jy word na die Here, jy word gevat na die hemel toe, daar in die Here se teenwoordigheid. En so deur die opstanding van Christus wys hy vir ons die dood is oorwin, maar ook dat ons al sterf ons liggame, sal ons 'n nuwe liggaam ontvang. Sal ons liggaamlik opstaan soos wat ons reeds geestelik ewig is in die Vader se hande.
Ja, as hy dalk net ekskuus Pieter, jy kan gerus gaan. O nee, gaan die eerste? Ja, dit is nou nogal so, nee, jy het eintlik daar waar ons ook in die episode stilgestaan het oor die kruisige, die lyding, die kruisiging en die dood van ons Here Jesus Christus, het 'n mens hier dan nou met daar die heerlike opstanding te doen van ons Here en dit word vir ons eintlik baie mooi saamgebring daar in Romeine hier in Romeine 4 waar Paulus dan net aan die einde van daardie hoofstuk in vers 25 vir ons skryf, hy wat oorgelewer is, dit is dan nou in daardie lyding, kruisiging en sterfte wat oorgelewer is ter wille van ons misdade. Nee, dit is ook waar daardie gedeelte inkom, dat dit is volbring, nee, die betaling vir ons misdade, ons sondes, dit is volkome volbring in die werk wat hy vir ons daar in die kruis gedoen het, maar dan sê die gedeelte verder, en hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Nee, so wat beteken dit dat Christus deur sy opstanding die dood oorwin het? Nee, dat die regverdigmaking, nee, wat hy vir ons bewerk het, nee, nou in ons beseelken is, dit is bevestig, nee, dit is daardie werk as middelaar wat hy nou opneem en wat hy toepas op die kinders van die Here. Nee, dit is so, en dit is ook omdat baie belangrik is om op te let, dat ons het ook deel aan die oorwinning in Christus. Die oorwinning oor die dood, is nie net hy wat uit die dood uit opgestaan het, of hy wat nou dit ongeldig homself gemaak het nie, dis die oorwinning vir die dood vir almal wat ook in hom glo. Dit gaan sonder om dit te sê, maar is belangrik om dit uit te lig. Ja. Ja, ek dink die sleutelkonsep is die in en deur Christus. Ons is deur Christus gered en ons is in Christus gekruisig, gesalf en opgestaande. Ja. So ek dink daardie konsep is eintlik 'n sleutelkonsep om die evangelie te kan begryp. Anders gaan dit waansinnig wees vir jou. Ja. Ja, so mens kan 'n bietjie dieper hier ingaan hè, as mens nou bietjie kyk na die opstanding en daai gedeelte wat ons uit Romeine 4 gelees het, dit word so bietjie ook later herhaal daar in Romeine 8. Nee, as daar eintlik gepraat word van die Heilige Gees se werk en gelowiges in die toepassing van Christus se werk, word ook dan 'n bietjie meer uitgebrei in Romeine 8. Maar as mense dalk bietjie vra, waarom is Christus se opstanding noodsaaklik vir ons regverdigmaking? As jy 'n bietjie daaroor kan gesels, nee, kan 'n mens dan eintlik al die luisteraars wat ingeskakel het vir hulle aanmoedig om eintlik dalk hier te stop en daardie kosbare hoofstuk te gaan lees in 1 Korintiërs 15 en daardie hoofstuk wat van begin tot einde gaan oor die opstanding van Christus en wat dit vir ons beteken. Ek weet daaroor dalk net vir ons lees vers 17 wat sê, as Christus nie opgewek is nie, en dan is julle geloof nutteloos. Julle geloof is nutteloos en dan is julle nog in julle sondes. En dan kan ons eintlik daardie woorde van Romeine 4 ook omdraai. As Christus nie opgewek is nie, is daar geen regverdigmaking nie. Nee, dan is dit net 'n halwe evangelie, nee. Ons is vrygemaak van misdade, maar nie vrygemaak om in die regverdige werk van Christus voort te lewe in die aangesig van die Here in daardie goeie werke wat hy vir ons voorberei het. En so net as 'n mens 'n bietjie nadink oor waarom die opstanding noodsaaklik is vir ons regverdigmaking. Wel, om te kort te stel, dis nodig ons regverdigmaking, want daar sonde kan nie regverdig wees nie. Daar moet 'n straf op die sonde wees. Die straf op die sonde is die dood. Maar as dit net so geëindig het, dan met Christus se dood, dan sou dit 'n offer soos enige offer in die Ou Testament gewees het. Die feit dat Christus weer opgestaan het, wys dat dit tot niet gemaak. So dit so kort, dit sonder dit ons nie regverdig wees nie. Dit moet totaal en al betaal en oorwin word. Nie net betaal nie, betaal en oorwin. Ja. Ja, dit is die bevrediging van die regverdigheid van die Here wat daarin voldoen word. Was ek waardeer dat Pieter nou eintlik daai mooi lyn van die Ou Testament oor die offer getrek het. Ek dink dit is belangrik as 'n mens veral ons het al langer terug daarby stilgestaan in die begin van hierdie reeks oor die katekismes, maar mens kan 'n bietjie teruggaan daarna waar ons gekyk het na wat beteken die Here Jesus se naam, nee, hy wat sy volk gaan verlos. Het er nog meer, nee, Johannes se verkondiging. Johannes die Doper wat sê, nee, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem.
Nee, presies daai wat Pieter gesê het, nee, die offer wat Christus vir ons gebring het, nee, was volkome. Dit was voldoende. En sy opstanding, nee, God wat hom opgewek het, nee, God wat weer eens bevestig, dit is my seun wie ek 'n welbehae het. Daardie offer is aanvaar en dit na die Here se groote liefde wat hy vir ons skenk, sodat ons dan nou uit die katekismes sê dit baie mooi, nee, hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het deelagtig kon maak, sodat ons daaraan kon deel kry, wat dan eintlik 'n geweldige troos is. So, jy het nou nogal dan nou die ding van regverdigmaking, maar as 'n mens dan nou bietjie dalk moet uitkom by die bron of by die hele kern, wat sê julle manne sê oor hoe verduidelik ons regverdigmaking en hoe staan dit ten opsigte van geregtigheid? Ja, ek dink as ek dit reg verstaan, die verband tussen geregtigheid en regverdigmaking is dat geregtigheid vereis dat reg moet geskied. Dit moet regverdig wees. Bedoelende dat daar waar daar straf benodig word op iemand se aksies, moet daardie straf geskied. En so beteken dit vir ons dat geregtigheid moet geskied is dat daardie sondes wat ons gedoen het, die straf moet geskied op die sondes wat ons doen. Want God se geregtigheid en regverdigheid vereis dit. Ja. Daarom Christus en hy sterf vir ons plek, en dis waar Christus ons regverdigmaking, verskoon die ou wat op sy motorfiets hier verbyry. Dus daarom kom Christus en hy maak ons regverdig voor die Here. Hy bemiddel ons regverdigmaking deur sy kruisiging, maar ook dan so deur sy opstanding. Want as Christus net gesterf het vir ons, beteken dit ons sou ook nog gesterf het. Ons sou nie die ewigheid saam met die Here spandeer as dit net daar gestop het. En so met sy opstanding bemiddel Christus ook ons opstanding. Daardie geregtigheid geskied, maar die regverdigmaking van ons geskied dan ook en word bemiddel deur Christus. Ja, so nee, dit is regtig mooi, nee, dat ons het die geregtigheid wat ons het dit verloor, nee, daar die regte verhouding met die Here, nee, 'n verhouding van volmaakte gehoorsaamheid en heiligheid. Dit het ons verloor, nee, en die vraag dan nou is, nee, hoe kan ons dit terugkry? Dit is die hele vraag rondom regverdigmaking, nee, hoe kan ons dit doen? En dan is die skrif baie duidelik, nee, 'n dooie kan nie roer of fluister nie. Ons het al vorige keer eintlik in die episodes gesê, daar is so regtig 'n mooi Amerikaanse prediker, Bobby Bochum, wat nou eintlik sê, nee, die Here is nie 'n man wat op 'n boot sit en vir jou 'n reddingsboei gooi nie, nee. Want 'n dooie man kan daardie reddingsboei nie aangryp nie, nee. Jy lê dood onder in die see. Dit gaan jou niks help as iemand vir jou reddingsboei gooi nie. So Dead don't grab. Ja, dead men don't grab. So Ek gehoor as dead men don't swim. ja, dit ook nie, nee. Maar nou die hele ding is, nee, hoe kry ons weer daardie geregtigheid? En dit is die hele vraag oor regverdigmaking, dat na die Here se groote liefde en sy groote genade is dit hy wat die regshandeling, nee, voortsit, nee. Hy is die een wat daardie regshandeling, kon mens sê, initieer as hy terugkom na Adam toe en die beloftes gee. Hy kom na Abraham toe en daardie beloftes neem na die volk toe deur Moses en daardie beloftes en wat uiteindelik tot vervulling kom, nee, dat dit die verkondiging is van die een wat daardie regverdig maak en die een wat daardie regshandeling van God, nee, sal kom voortsit, maar ook afhandel, nee. Hy sal die sondaar vryspreek van skuld en hom toereken die geregtigheid wat Christus het, want hy het dit nooit verloor nie, nee. En hy het dit in oorvloed wat hy dit vir ons kan skenk. So dit is eintlik regtig mooi, nee, dat geregtigheid het ons verloor en regverdigmaking gaan oor hoe ons dit terugkry. En dan sien 'n mens, maar wat ons dan nou uiteindelik terugkry, nee, is nie
geregtigheid nie. Wat ons terugkry is die geregtigheid in Christus. Dit is Christus wat ons kry. En dit is kosbaar, dit is mooi. Yes, ek dink dit is verskriklik goed. Dit is 'n voorreg om by hierdie goed te kan stil staan. Nou, ek kan dalk net 'n bietjie vra, as 'n mens nou kyk na die regverdigmaking, het 'n mens tog so 'n bietjie, mens leef tog in 'n spanning tans, in hierdie wêreld en ek dink die hele vraag oor regverdigmaking, Christus se opstanding, dit wat ons nou om deel kry, dit laat ons met baie vrae ook ten opsigte van ons finale opstanding, ons wat dan ook sal deel in daardie opstanding. Dit is 'n gedeelte waarop Paulus ook fokus daar in 1 Korintiërs 15 vers 20 as hy sê, maar nou Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Nee, hy is die eersteling, nee, en ons volg daarop. Nee, ons gaan daarop volg en ook uit die dode opstaan. Nee, maar hoe sien 'n mens hierdie verhouding tussen die eerste opstanding en die laaste opstanding en die spanning waarin ons tussen lewe? Die eerste opstanding en laaste opstanding, die spanning nou. Wel, ek dink dis belangrik om op te let dat daar is 'n groot verskil tussen regverdigmaking en heiligmaking. So net omdat jy regverdig maak is, beteken dit nie dat jy gaan nie op aarde sukkel om reg te leef nie. Dat ander gaan nie sukkel op aarde om reg te leef nie. Die feit dat Christene regverdig gemaak is, beteken nie dat hulle sondeloos is nie. En as die sonde nog deel is van die samelewing, beteken dit dat daai spanning wat jy van praat gaan ook nog deel is in die samelewing. Ek weet nie of dit die vraag antwoord in 'n rigting nie. Nee, ek dink dit is goed. Ek besef die vraag is maar is my bietjie moeilik om te verwoord. Dit dink ek is ook dan nou baie belangrik om te onthou nie, dat regverdigmaking, heiligmaking kan mense nie losmaak nie. Ja, En die rede hoekom mense dit nie kan losmaak nie, is omdat jy nie Christus se werk aan die kruis en sy opstanding kan losmaak Skryf van die Heilige Gees wat hy stuur nie, nee. ja, Ek dink dit is krities. En wat dan nou daar en na die proses gebeur, is in die heiligmaking, nee, is daar ook iets onlosmaaklik gebind aan die heiligmaking en dit is daar die Ja. uiteindelike verheerliking. Nee, ja, die verheerliking wat ons sal ontvang in die laaste opstanding en daarom dink ek om bietjie die spanning net ek dink 'n mens verwoord daardie spanning mooi, nee, dit is nou nog waardeur ons in hierdie lewe moet gaan tot ons die heerlikheid as volmaaktheid bereik, wat ons nou ook later in die katekismes ook bietjie by gaan stil staan, is dat jy nou nogal die ding kry dat dit is krities, dit is absoluut krities dat jy in die opstanding moet glo, anders te onderbreek alles daarna. As jy nie in die opstanding van ons Here Jesus Christus glo nie, onderbreek alles wat daarop volg. Nee, dit in die toepassing van regverdigmaking op jou, nee, dit in die Heilige Gees se heiligmaking van jou en dit ook in die verheerliking van jou ontvang. Nou gaan jy nie verheerliking ontvang nie. Jy gaan uiteindelik die geknars van tande en smart ontvang. So ek dink dit is dink ek ook goed dat 'n mens net die lyn so mooi trek van Christus se opstanding tot die uiteindelike opstanding van ons liggame. Ja. Nee, is eintlik interessant dat jy genoem het dat dit so 'n kernsaak is, die opstanding. Dit laat my dink aan Lee Strobel wat The Case for Christ geskryf het, wat hy gesê het in sy hele proses oor hoe hy die evangelies gaan ondersoek het, is dat as hy die opstanding kon bewys as vals, dan sal die hele Christelike geloof in mekaar val. En uiteindelik op grond van nie net die bewyse nie, maar deur die Gees wat die geloof in hom gewek het hy gelowig geword en gesê dat die bewyse vir die opstanding van Christus is net te veel. So ons sien daarin ook dat die Here ons bewaar in daardie opsig, dat hy ons verseker van Christus se opstanding daarin. Ja, so vir enigiemand wat luister en hierby ingeskakel is, ons kan eintlik enigiemand gerus verwys na wat 2 boekwinkels hier in Gauteng, een in Pretoria, Augustine's Boekroom, en in Johannesburg, daar in Randburg, Good Neighbors. En as 'n mens eintlik meer oor die geskiedenis, die bewyse
oor die opstanding van ons Here Jesus Christus wil leer en lees en hulle self bemagtig met daardie kennis, en eintlik sien hoe dit nie net in die kerklike wêreld nie, maar ook in die akademiese nie-kerklike wêreld, is dit eintlik 'n ongetwyfelde feit dat daar 'n opstanding is. 'n Mens verwerp dit eintlik op grond van onkunde. So ek sou gerus mense aanraai om daar eintlik boeke te gaan kry, bronne te gaan kry wat 'n mens ook net verder hier en daar die waarheid bevestig. Ja, daar's ook 'n boek wat ook soortgelyk is aan Lee Strobel se boeke wat deur 'n prokureur geskryf is. Ek dink is Keith Matthew as ek die outeur se Ja, hy is mos in Suid-Afrika. Ja. So hy is ook 'n goeie boek om na te gaan kyk. Maar hy benader dit baie uit 'n prokureur se standpunt uit oor hoe asof hy dit verdedig as 'n prokureur. Soos hulle baie interessant oor die lyn so vat. Ja, so as hulle gerus sy naam ook opsoek, hy het 'n webtuiste waar hy die boek ook digitaal gratis beskikbaar stel. So dit is ook baie gaaf vir ons. So ek dink ons kan die gesprek eintlik baie mooi afsluit deur te sê, maar as ons so kyk na die kerk se troostboek wat ons het, eintlik deurlopend gaan oor troos, watter troos het ons dan nou in die opstanding van die Here? Waarmee laat hy ons dat ons nou getroos kan wees? In die feit dat hy is die een wat opgestaan het, hy is die lewende Here. Ek dink iewers anders sê dit in die katekismes, dat sy troos is 'n salige versekering, sy opstanding is 'n salige versekering dat ons ook sal opstaan. Ek kan nie presies onthou wat se artikel dit is nie, maar dis die troos in die opstanding. Deur Christus kry ons regverdigmaking, deur die regverdigmaking die heilige lewe, en dis die ewige lewe. Heilig hooplik ook. Ek wou sê heiligmaking en toe raak woorde die mekaar, maar ja, julle bedoel wat ek verstaan. Ja, ek beamoen alles wat Pieter sê. Ja, dit is dink ek ook eintlik so mooi is dat 'n mens kan daaraan vashou dat Christus lewe en dat Christus regeer. Dit doen hy deur sy woord en deur die Heilige Gees in gelowiges se lewens op elke lewensterrein wat daar is. Maar in besonder doen die Here dit in sy kerk, daar waar die Here se woord suiwer verkondig word. En dit is dan eintlik waarom ons dan ook as gelowiges daardie smagting het, daardie wil het om die goeie werke voor die aangesig van die Here te doen, dat ons wil as bruid van die Here saamkom en hoor van ons bruidegom. En ons wil as bruid van die Here saamkom en ons wil saam bid, maar kom Here en kom tog gou. Ons wil as bruid saamkom waar ons die Here in alles loof. Mens wil dan nie jouself afskuif van die liggaam van Christus nie. Mens wil nie ver van die bruid van Christus wees nie. Jy wil nie weet dat daar is die bruid en hier is ek, of daar is die liggaam en hier is ek nie. En ek wil die oproep om te sê, Christus, hy lewe werklik en hy regeer werklik. En daarom is die Heilige Gees se werk werklik en ons moet dit vol aangryp en ook eintlik onsself nie van sy liggaam en van sy bruid af wegskei nie. En hier loop dit 'n klein punt as daar seer gemaak is en ons dwaal deur en verkondig eenvoudig die Here se woord, maak die seer reg en maak die dwaling reg. Doen die Here se goeie werk in sy in woordbediening. Moet nie as gevolg van die oorweldige sonde van mense die een wees wat jou van die Here se liggaam en bruid afsny nie. Ek weet nie, Skalk Pieter, is daar enige laaste finale gedagtes? Ja, ek dink as ek een laaste ding net kortweg kan sê, ek dink met die opstanding van die Here Jesus Christus is dit dan ook 'n oproep vir ons om te lewe as mense wat ook reeds in siel opgestaan is. Bedoelende ons is gemik op nie op die hier en nou nie, alhoewel ons in die hier en nou lewe,
is ons ook uiteindelik gemik op die ewigheid. En daarom met alles wat ons doen, moet ons die ewigheid in ag neem. Christus sê self, moenie vir julle aardse skatte versamel waar mos en roet mot en roes dit verniel nie, of waar diewe dit steel nie, maar versamel vir julle skatte in die hemel. So wys Christus ons ook reeds dat ons op die ewigheid gefokus moet wees eerder as net op die hier en nou. Beteken nie dat ons nou die hier en nou net heeltemal verlaat nie, of heeltemal afskeep nie. Jy gaan baie sleg met jou gaan as jy jou vrou vergeet, as sy die dag verjaar en jy sê nee, maar ons moet na die toekoms kyk. Maar Praat jy ervaring uit? so bietjie. Maar grappig bedoel nou. Maar ja, ek dink as Christene moet ons ook besef ons lewe nie net in die oomblik nie. Ons is nie mense wat sê YOLO nie. Ons sê dit wat ons vandag doen het 'n impak op die ewige. En daarom lewe ons met dit in gedagte. So ons sê Julf. You live forever. Ja, Maar ja, en dit is waar heiligmaking inkom. So dag vir dag kyk na die ewigheid is deel van heiligmaking. Ja, ek dink dit is mooi, dis kosbaar en 'n geweldige troos waarin ons kan vashou. En daarom Skalk sê ek vir jou baie dankie Pieter, ook vir jou en ek sê ook baie dankie vir die luisteraars wat ook so saam met ons in hierdie episode deelgeneem het, wat saam geluister het en ook saam met ons gelees het. Ons raai ook aan om verder te lees, om aan te hou die Here se woord, bestudeer om julleself daarin te grond en dan sien ons julle volgende keer.